Asai, so welkom by week 2 van Brandebal. Vertel ons 'n bietjie meer van wat van die week se rugby aangegaan het, die week wat kom en allerlei feite wat jy dalk nie wou geweet het nie. Nou die beste game vir die naweek moet ek sê is die Stormers teen die Hurricanes. Hulle het effektief die grootste oorwinning gehad 39-26 teen die Hurricanes. So baie geluk aan hulle. Dan was ook 'n vet klomp close encounters. Bulls het net oor die Sharks weggestap met 'n wen. Dan was ook die Brumbies, Crusaders en die Islanders wat elkeen 4 punte gekry het. En die ander spannetjies wat net verloor het, hulle het ook daarom weggestap met 'n bonus point as gevolg van points difference. Behalwe vir die Hurricanes, shame. Ja, shame. En dan in ander nuus, Sarel Pretorius, shame, oomblik van stilte vir Sarel. Hy het baie kritiek gekry in die game teen die Waratahs waar sy passing nie sterk genoeg was nie, maar hy het in elk geval 3 gedruk, maar nie goed genoeg nie. Reds het mooi weggestap met 'n wen en daai ene. Okay, so kom ons kyk 'n bietjie na die beste games en spelers van die naweek. So uiteindelik het die Lions op Ellis Park gewen, kan jy dit glo, na 3 jaar. So well done vir hulle, ek moet sê. Voor jy ons koppe afkap is natuurlik Super Rugby alleenlik. Voor mense nou kom Currybeker. Natuurlik. Currybeker. Elton Jantjies is ook natuurlik nou die rekordhouer vir die meeste strafskoppe in 'n wedstryd waar hy 9 uit die 10 oorgekry het. Natuurlik het hy dit man alleen reg gekry teen die Cheetahs. Great stuff. Goed. Man of the match. Beste. Dan wil ek net natuurlik ook die ouens wat Superbrew gejoin het, dankie vir julle. En die wenner van die naweek was natuurlik the Ben Man Dude. Regtig? Asai. So ek dink ons moet 'n witkaartjie uithaal vir hierdie en wat ons dink daar's cheatery betrokke. So ons gaan 'n bietjie met review oor daai storie. Sal nie nodig wees. Baie geluk. Baie geluk. Ek kry absoluut niks. Wel dan. Thanks. Nou skakel ons oor na die siekeboeg. En na hierdie naweek is daar 'n lekker paar manne in die hospitaal, onder andere Stormers kaptein Skalk Burger met 'n kniebesering. Ja, dit is ook Wikus van Heerden wat uit is as gevolg van hartstilskudding. Maar hy weet nie daarvan nie. Ja, shame. Dan is ook Beast wat uit is as gevolg van hartprobleme en ook 'n enkele besering. Wat lyk my asof dit nie te sleg is nie. Nou wil ons ook weer welkom terug sê aan die spelers vir hierdie naweek. Willem Alberts van die Sharks. Hy is terug en dan het ons ook vir Johan de Jong van die Stormers wat terug is. Asai, en ook natuurlik Pierre Grant en Wynand Olivier is ook terug. So laas naweek daar gelaat, kom ons kyk nou 'n bietjie na week 2. So die eerste enetjie hierdie naweek is daar die Cheetahs Bulls. Lekker baie strafskoppe as ek hom so kyk. Ek hoop net hulle gee goeie sin te veel kans nie. Ja, man, skop. Waar maar ek ja. En dan is ook weer die Blues teen die Chiefs. Word 'n lekker running game te wees. Hopelik staan nie weer baie knock-ons en hanteerfoute soos wat ons al gesien het nie. Dan welkom ons ook die Rebels na hierdie jaar se super toernooi toe waar hulle die eerste game teen die Waratahs speel sonder hulle fearless leader Sterling Motlop natuurlik. Okay, dan het ons ook ons enigste international game vir die naweek is natuurlik die Lions teen die Hurricanes. Dit speel af op Ellis Park, so sterkte aan die Lions. So dan as jy ons Superbrew volg, dan moet jy nou mooi luister. Ons predictionkie vir die naweek is East Coast en West Coast. Die Stormers en hulle speel af teen die Sharks en dis in Nieuweland. Asai, ons predict hom dat Stormers by 5 points. Asai, dankie julle vir kyk. Ons sluit 3 episode af en dan sien ons julle weer volgende week. Lekker rugby, lekker braai, lekker brandas. Lekker Superbrew. Lekker. Cheers.